Ons lees daarvan saam vanaf vers 14, af hoofstuk 14, net so die eerste 9 verse. Hemelse Vader, in hierdie gedeelte, die opskrif is dan die lewe van 'n mens is kort en ons verduur ook en beleef ook onrus. En vanoggend hier in ons midde is daar dalk iemand wat onrus ervaar, Here, wat kan assosieer met 'n Job wat 'n kind of kinders verloor het, vrou verloor het, eiendom, besighede, alles verloor het, Here. En dan kom Job en hy sê, maar ons is maar van korte duur op aarde. En dan kom daar 'n maar gedeelte, dan kom daar ook hierdie hoop wat hy in 'n boomstomp sien, in hierdie dorre boom, Here, wat verdroog het, kom vind Job, dat daar 'n uitvloeisel, 'n uitloopsel is, Here, wat nuwe hoop bring uit 'n droë, gebarste boom. Dankie, Here, dat U dit moontlik maak in Jesus naam. Amen. Die mens is uit 'n vrou gebore, sy lewe is kort en vol onrus. Hy is soos 'n blom wat oopgaan en dan verlip, 'n skaduwee wat verbygaan en nie stil staan nie. Dit is so 'n mens vir wie U in die oog hou en vir wie U in die geregsgeding met U wil betrek. Wie kan rein uit onrein laat voorkom? Niemand nie. Die mense daar is vasgestel. U het die getal van sy jare bepaal. U het dit neergelê en hy kan dit nie oorskry nie. U moet van hom af wegkyk en hom met rus laat, totdat hy soos 'n huurling sy dagtaak afgehandel het. Vers 7, 8 en 9 is ons skrifteks. Vir 'n boom is daar nog hoop, al is dit afgekap, kan dit weer uitloop en sy lote sal aanhou groei. Al word sy wortels oud in die aarde en al gaan sy stam dood in die grond, spruit hy weer uit as hy net water ryk en sy takke groei asof hy pas geplant is. Hy spruit weer uit as hy net water ryk en groei sy takke asof hy pas geplant is. Ag, geliefdes, in elkeen van ons omstandighede mag hierdie beeld van 'n Job, dit wat hy deurgaan, ook vir ons nuwe hoop bring vanoggend. En wanneer ons na hierdie gedeelte luister en dit lees, dan sien ons onsself dalk in hierdie stuk woestynland, droog, dor, daar's geen water nie. En dan sien ek myself, maar Here, ek het ook verlies gely. En ek kan assosieer met dit wat Job vir ons sê vanoggend. Here, Job was hierdie ryk man gewees, hierdie boom wat hoog gegroei het, wat sy takke oortrek was met blare, waar die voëls kon 'n nes maak en die mense kon onder hierdie boom koelte vind en kom rus in hierdie boom. Maar Here, hierdie gesonde boom van 'n Job, wat ook my lewe kan voorstel, daar dinge met hom gebeur, wat hom droog en hard maak. Here, daardie was het gebars. Dit is nie meer so mooi groen soos wat dit was nie, Here. En daar staan 'n byl teen hierdie boom. Ook soos Jesus gepraat het van die byl wat teen die vyeboom staan. So staan hierdie boom, die byl ook teen die boom. En die mens, wanneer ons na mekaar kyk en ons lyk so droog en verdor en asof die lewe uit ons uitgesuig word deur ons omstandighede, dan gee ons hoop op en ons sien dit. En dan kom Job en hy sê, maar daar is hoop. Daar is regtig waar hoop. Hy sê, daar is 'n boom. En hierdie boom, as hy net water ruik, nie sien nie voel nie, net die ruik van die of die reuk van water, veroorsaak 'n beroering binne in hom en gee vir hom weer nuwe hoop. Partykeer is dit daai klein dingetjie, daai klein woordjie, daai klein handdrukkie
glimlag, wat net jou hele wese in beroering bring, wat sê, maar daar's iemand wat my raak sien. En dan begin ek weer te groei. En weet jy, die wêreld sien nie altyd daardie groei nie, want die groei vind gewoonlik eers onder by die wortels plaas. Daar waar God jou sien, daar waar God weet wat jy nodig het, daar waar hy die wortels bietjie losmaak, daar waar hy die wortels nuwe voedingsstowwe gee, daar vind die groei diep binne in jou plaas. En eers later, uit die droë stam, uit die gebarste stam, uit die takkie, kom daar 'n ou knoppietjie, 'n groen knoppietjie wat later ontwikkel, in 'n blaartjie, en so groei die boom weer, en word die boom weer die boom wat hy was. Job voel selfs soos hierdie gedroogde boom. Hy sê, as ons Job se geskiedenis ken, dan sê ek het kinders gehad, ek het respek gehad, ek het welvaart gehad, ek was 'n sterk man, ek was gesond geweest, my boom was vol blare, maar toe kom die storms. En daar tussen die stof en die trane van Job sien hy 'n boom. Maar hy sien nie 'n dooie boom nie. Hy sê ek hierdie gebarste boom sien ek nuwe lewe kom. Daar is hoop vir hierdie boom. Daar's hoop vir hierdie persoon. As ons na mekaar kyk, dan kyk ons hoopvol in mekaar se oë en ons praat mekaar hoopmoed in. Dis regtig waar moeilik om na 'n siekbed toe te gaan waar die persoon moed opgegee het. Dis nou so rukkie terug by 'n siekbed gewees en die persoon sê vir my, ek wil nie meer asemhaal nie. Ek het genoeg gehad van die lewe, ek wil nie meer leef nie. Dis Job se buitekant, dis die boomstom, maar die binnekant is daar nog steeds daardie hoop, daardie stukkie Godsliefde, daai stukkie genade van God, daai stukkie ontferming. As ons kyk, Elia het onder die besembos gesit, hy het kos gekry, Hagar het by die put gesit, haar kind was een kind in die koelte gewees, en sy was gereed om dood te gaan, en haar getuienis is, ek het my God gesien wat my gesien het. Dis hoop, alhoewel ek uiterlik nie hoopvol lyk nie. Die boom lyk dood, maar die boom dra geheimenisse van binnekant. Gods geheimenisse, Gods woorde, Gods gedagtes. En wanneer die lewensstorme ons tref, dan droog ons lewenslus op. Ons raak hard, ons gee nie meer om vir ander mense nie. Ons loop soms so verby. Ons gee nie eers nie die hondjie water nie. Vanoggend is my een hondebak nou droog gewees, ek het nou so 2. So in geval enetjie nou leeg is, dan is daar nou 'n ander waterbak vir hulle. En toe dink ek, maar die een is droog, en die ander een is vol water. En is dit nie ook die beeld wat die Here vir ons deur Job vanoggend kom verduidelik, dat die een droog is, maar daar is tog hoop. Daar's nog 'n ander een. Daar's een wat vir jou lewe kan gee. En die honderkind dan kies uit watter waterbak hulle wil drink. Die droë een gaan tot die dood lei as hulle anders so toe gaan. Maar die een wat water het, dit gee vir hulle weer lus om aan te gaan, weer krag om aan te gaan. Onder die grond maak God kontak met jou. Agter jou toedeur, in jou stilte tyd. Daar waar jy sommer net sit en asem uitblaas. Daar sien God jou. En hy hoor daardie versigtiging. En hy begin werk met jou. Alles lyk van buite af dood, maar God begin binne met jou te werk. En soos ek vanoggend ook in my oggendgebed gebid het, Here, hierdie binne in my is daar tog iets wat ek U mee vertrou. Ek sê nie dit vir ander mense en ek openbaar nie dit aan ander mense nie, maar Here, dit is my stuk wat ek moet my saam dra. En dit wat die diep binne in my is, ek hoop dit sal 'n waarheid word. Ek hoop dit word eendag 'n waarheid. Of dit hier op aarde is of bo in die hemel is, Here, daar is dit wat ek diep binne in my saam dra, wat net ek en U weet. Ek hoop op dit.
Ek glo op dit, en ek vertrou U daarvoor. Ons sien altyd mekaar se glimlag, ons hoor mekaar praat, en ons sien wat ons doen, maar ons weet nie wat hier binne aangaan nie. Partykeer dan doen ons hierdie dinge om juis op die seer en die droogheid en die hartseer weg te steek. Op die oppervlak voel ek droog, ek voel stikkend, ek voel iets is nie reg nie. En dan kom God en hy sien my as hierdie stomp raak, maar hy sien ook nie net die stomp nie net die dooie stomp, hy sien nog steeds die potensiaal. Hy sê nog steeds vir ons, daardie ou wortel, wat water ryk, hy is nog bruikbaar. Ek gaan hom weer laat water ryk. Ek gaan laat hy daardie reuk intrek en laat hy begin groei en ontkiem en dat die boom weer kan vrug dra. Job het nooit gesê die boom het water gekry nie. Hy sê net vir ons, die boom het water geryk. Baie van ons voor die reën kom, dan ryk ons die reën. Die reën is op pad. Ek ryk die reën. En as ons die reën dan kan ryk, hoeveel te meer gaan ons die God se liefde, God se genade, God se ontferming ook kan beleef en aanvoel nie. Dat ons vir hom kan sê, maar Here, ek ryk, hier gaan 'n verandering kom. Ek ryk U liefde, U omgee. Ek beleef dit, ek ervaar dit. Daar is hoop vir hierdie ou stuk boom sonder blare aan die takke. En as ons dan kyk na die verlore seun daar in die varkhok, hy het hoop gehad om terug te gaan na die vaderhuis. Hy het daar by homself gepraat en gesê, maar ek kan teruggaan. Want die slawe in my vaderhuis lewe beter en eet beter as wat ek hier ervaar en beleef. En dit is my so mooi, ek het een keer raak gelees, dat hulle dit beskryf as die Vader se huis wat 'n geur afgee. Geur van liefde, geur van genade, geur van kos, 'n geur van omgee en vriendelikheid, 'n geur van daar wees vir jou. En die verlore seun het so ietsie geryk van liefde, van omgee. En ons almal ken hier die strokiesprente, as hulle so 'n reekie in die luggie kry, dan gaan die neusie so, en dan is die neus in die lug, en dan loop hulle al agter hierdie geurtjie aan tot daar by die kospotte. En ek wil graag glo dat ons almal ook hierdie geur van God se omgee ervaar, van God se liefde ervaar, en ons sal ook so as disippels agter hom aanloop en sê, Here, as hierdie droë stomp, loop ek vanoggend agter U aan. En ek weet U sien my raak en U gaan my help. Jy sien wat God praat met ons. Praat met ons vanoggend deur 'n droë stomp in die woestyn. En hy sê vir ons dalk, maar jy is daardie droë stomp. Maar ek gaan jou nie braaihout of brandhout maak nie. Ek gaan jou ontwikkel, ek gaan jou laat groei, ek gaan jou laat ontkiem, ek gaan jou bruikbaar maak. Soms praat God met ons deur 'n sagte aanraking, nie net 'n donderslag of groot dramas in ons lewens wat ons voel, maar ek moet nou nader aan God beweeg nie. Miskien met 'n sagte stem in die aandwindjie, soos wat hy na Adam en Eva geroep het, roep hy vanoggend vanuit Job na elkeen van ons, wat as 'n droë stomp in 'n dorre woestyn lê, en sê, maar daar is hoop vir jou. Met 'n sagte woord, 'n lied, met 'n traan, bid hy, of glo ons dat die Here ons raak sien. En dan hierdie stille wonder van God se werk. God werk met ons in die stilte. Daar waar jy so sit en mediteer, daar waar jy sommer net so sit en uitkyk oor die vlaktes, of by die venster uitkyk, of daar waar jy TV kyk, maar jy registreer niks wat op die skerm aangaan nie. Daar kan God dalk met jou praat. En hy sê, maar ek gaan jou begin ontkiem. Ek gaan begin werk met jou. Stadig maar seker begin iets gebeur. Die wortels wat in jou is, wat deel is van jou, word weer wakker. En jy kry krag van daardie wortels af, en lewe begin weer. Net eers 'n klein skakering van groen, wat op daardie droë donker bas uitkom, en dan groei dit dat dit duideliker en duideliker kan word.
daar waar die wêreld in die heel laaste gaan sien hoe jy ontpop, maar lankal het God al gesien hoe jy groei. Geliefdes, ons storie eindig nie by hoofstuk 14 as 'n stomp nie. Daar is hoop. Die seer of omstandighede wat jou laat val het, is nie die einde nie. Die stomp is nie die storie se laaste hoofstuk nie. Weet jy wat? God spesialiseer in stompe. Hy spesialiseer in gebreekte dinge, in 'n gebreekte hart, gebreekte gemoedstoestand, in moedeloosheid, in wanhoop. God is die spesialis op daai gebied. So daar waar jy as 'n gebreekte stomp lê, weet dat die spesialis by name God jou raak sien. Hy werk met wat oor is. En hy maak weer nuut. Die stomp is al oorblyfsel van hierdie eens welige boom wat Job as sy lewe beskryf het. Maar God werk met die stomp. Hy gaan nie terug na die lewende boom, hy werk met die stomp en hy bring die stomp weer tot lewe. Mag u dit hoop, mag u dit glo, mag u werklik besef dat dit so is. Luister mooi, daar is Gods water, daar is lewe, daar is hoop, want in God se hand kan selfs dit wat dood lyk weer begin groei. Ek sluit af met die hoofgedagtes van vers 7, 8 en 9. Vers 7: hoop bestaan selfs wanneer jy afgesny is. Wanneer die boom omgeval het, is daar nog steeds hoop. Terwyl die boom groei, is daar hoop. Wanneer die boom omval, is daar hoop. Vers 8: selfs ou droë wortels dra nog die potensiaal vir lewe. Ek hoef nie in die ouete huis te gaan sit en dink alles is nou oor en verby nie. Ek hoef nie in die aftreeoor of in my huisie te gaan sit en ek is nou ouer as 50 of 60 en nou het die lewe tot 'n einde gekom nie. Daar is hoop. Die ou wortels, as ek dit nou letterlik in vertaal en omsit in jare, in mense jare, as jy dan oud voel, dan sê ons hier selfs ou droë wortels dra nog die potensiaal vir lewe. Lewe vir jouself, lewe vir ander mense, lewe vir God. Laat God toe dat jou ou wortels dan ook bietjie losgeskit word, vernuwe word en mag jy lewe soos wat God bedoel het, omdat ons moet lewe. Laaste gedagte, vers 9. God se aanraking bring nuwe lewe. Daai reekie wat jy kry, God se aanraking. Hoe jy gaan aanraak vanoggend of deur die woord of deur die weer of deur omstandighede, dis weet ek nie, maar hy gaan jou aanraak. En dan dink jy maar, hierdie aanraking is 'n reuk wat ek ontvang. Ek ruik God se teenwoordigheid. Ek besef dit. God werk met my. Ek is nie 'n droë rangskikking of 'n stuk dooie stomp nie. Hoop bly selfs na verlies. Lewe lê verborge onder die droogte en God bring vernuwing met sy lewenswater. Vir my, vers 38 betekenis, lewe lê verborge onder droogte. In jou seer, in jou droogte wat jy ervaar, in jou moeilike omstandighede, en daai verborgde dinge wat net jy en God weet, daar lê lewe. En mag ons dan hoop op nuwe lewe in Jesus Christus. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om te kan hoop. Maar Here, ons hoop nie op mense nie, ons hoop nie op dinge nie. Ons hoop nie op die lotte wat ons gaan wen of een of ander dobbelspeletjie nie, Here. Ons plaas alleen ons hoop op U. Here, wanneer ons na mekaar kyk, dan kyk ons nie na mekaar as stuk gedroogde hout wat rondloop nie. Ons kyk na mekaar as die potensiaal om te kan lewe en laat ons mekaar dan daardie geleentheid gee om werklik te kan lewe, maar Here, uit ons eie kan ons nie lewe nie.
Ons het daardie reuk van water nodig, die lewegewende water, soos Psalm 1 vir ons sê, dat ons sal wees soos daardie boom wat aan strome lewende water geplant is, wat vrug dra op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. Here, U sorg vir daardie bome. Sal ek afgedwaal het en dalk nutteloos en verdor in die woestyn van hierdie lewe voel? Ag Here, soos U dan die 99 skape los, om die een te gaan soek wat afgedwaal het, kom soek ook en kom vind ook my as verdorde boom en gee vir my nuwe lewe in Jesus naam alleen.